weer kragtige kinders wat ook volgens die saam met hulle is. Mag die Here ook vir julle saam met ons seën, besonder vir jou, mag die Here ook vir jou gebruik. Ook in hierdie bediening self, ook spesifiek. Baie Goeiemôre. Dis so voorreg om saam met julle te kan kuier vanoggend. Baie dankie vir die voorreg, Dominee en Kerkraad. Ja, ons gaan maar sien by die Kerkraad sê na vanoggend of ons julle weer in Januarie sien. So almal wat hier optree moet net die regte voetjie voorsit. Maar prys die Here, ons is regtig opgewonde om saam met julle te wees en spesiaal in hierdie spesiale tyd van die jaar wat ons die voorreg het om nog openlik die geboorte van Jesus te kan vier in hierdie mooi land van ons. En kom ons gryp hierdie geleentheid aan om die woord te gaan versprei, om die waarheid te gaan verkondig in 'n honger wêreld daar buite. Ek weet ons baie kerke wat sê nee, dis nie eintlik Jesus se geboorte die 25 Januarie nie en julle is besig om goed te vereer wat nie in die huis van die Here hoort nie. Maar weet julle wat, ek gryp hierdie geleentheid aan om die waarheid te gaan verkondig. As die wêreld begin mal raak met allerlei ander Kersfeesgoed, dan gebruik ek daai geleentheid om vir hulle te gaan vertel waaroor Kersfees werklik gaan. Solank ons dit nog kan doen in hierdie mooi land van ons, kom ons doen dit. Kom ons gaan vertel vir die wêreld daar buite wie Jesus werklik is. Goed, ek moet eers kyk of ek met hierdie ding oor die weg kom. Ek het hom nou nie getoets voor die tyd nie. Hey, daar's hy. Okay, goed. Baie dankie. Ook vir julle moeite met die klank en die beeld, ag die beelde of bo, baie dankie. Neergedaal het na ons.
keer van Krokkie. Okay, goed, maar Krokkie doen nie gewone Kersdienste nie. So het julle met hom gereël om hier te wees? Ek het my bes probeer. Okay, goed, want ons sukkel om vir Krokkie in die hande te kry. Nou wie het gekom om vir Krokkie te kom kyk? Het julle gekom vir Krokkie te kyk? Okay. Ek het nou 'n probleem. Okay, ek sê julle wat ek gaan doen. Ek gaan vir julle prentjie opsit van Krokkie. Ek gaan net julle daarom sien hoe hy lyk. Nou, as ek iewers gaan optree, dan beloof ek altyd vir Krokkie, ek sal van sy liedjies sing. Okay, dat julle daarom kan hoor hoe hy sing. Ek weet nie hoe gaan ons nou maak met sy stem, as hy nou nie hier is nie. Gaan jy maar 'n plan maak? Ek gaan maar probeer sing soos Krokkie. Okay, goed, so laat ek julle nou net vertel van hierdie krokodil gegaan. Hy is die krokodil van die Bybel. Job skryf oor die krokodil. En Job skryf 'n klomp goed oor die krokodil. Nou die krokodil is bang vir niks en vir niemand nie. En dit het my so laat dink dat ons moet ook onverskrokke begin raak vir die Here. Ek glo vas krokodille het die wapenrusting aan. Okay, maar nou ons moet ons ou mense velletjies. Ons moet elke dag die wapenrusting van God aantrek. Okay. Goed, laat ons so onverskrokke soos 'n krokodil kan raak. Okay. En gaan doen wat die Here vir ons vra om te doen. Okay. En julle weet krokodille sleep alles water toe. Ons moet soos krokodille begin raak. Wie is die bron van die lewende water? Wie is die bron van die lewende? Wie weet? Ja, Jesus! Okay, krokodille sleep alles na water toe. Want hulle weet wie is die bron van die lewende water. Okay, ons moet al ons probleme na Jesus toe sleep. Ons moet maak so krokodille. Okay, is julle reg? Okay, so. Krokkie, ek het hom aangeneem so 'n paar jaar terug. Hy is nou 'n mooi volwaardige tiener op hierdie stadium. So weet jy wie van julle onthou nog? Van julle het nog tieners in die huis. Okay. En wie onthou nog die tienerstadium in die huis? Okay, ou Krokkie hou nie van die tipe musiek soos die wat ek nou gesing het, is heeltemal te boringvol. Ou Krokkie hou van meer doef goeders. Luister julle ook dit? Ja, ek het geweet julle luister dit. Okay, so ek het nou vir Krokkie beloof ek sal van sy liedjies sing. En ons is veral lief vir 'n Sondagskoolliedjie. My God is so groot, so sterk en so magtig. Okay. Ek gaan hom sing soos wat ek hom geleer het hier by die kerk, nee. En dan gaan ek vir oom Pieter vra om die liedjie te speel soos wat Krokkie hom van hou. Okay, is julle reg? Dan moet julle nou mooi luister. Okay, gaan julle saam my sing? Julle moet saam my sing, nee? Okay, al die kinders onder 100. Julle moet nou saam sing. Okay, goed. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere naby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Sing saam met my. My God is so groot, so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Wat nou? My God is so groot, so Krokkie! Hallo! Die berge maak hy, die riviere naby, ons kom in die water. Hallo! My God is so groot. Gaan jy self sing nou? Is jy reg, Krokkie? Nou kan jy sommer self sing, is jy reg? My God is so groot en so sterk en so magtig, daar's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot en so sterk en so magtig, daar's niks wat my God
O, het jy aan die barras afhang? Krokkie, o, daar is die barras oor, ekskuus dominee. Julle sal weer 'n plan moet maak. Is die maag nou vol? Goed. Krokkie, kyk aan die maatjies wat kom kuier. Sien jy hoe sit hulle hier? Kan jy hulle sien? Ja, waai bietjie vir Krokkie. Hallo Krokkie. Hallo. Krokkie, ek is so bly ek kon dit maak. Het jy my boodskapie gekry? Het jy? Okay, goed. Dis nou lekker dat jy kom saam Kersfees hou. So Krokkie het 'n liedjie waarvoor hy baie lief is. En hy noem dit sy Kersfees liedjie. Want hy sê dis waaroor Kersfees gaan. En dis Johannes 3 vers 16. Julle weet wat staan daar, né? Goed. Ons gaan hom vir julle sing. Want dit is nogal 'n lang versie. Maar as jy so met 'n liedjie leer, dan onthou mens dit makliker. Okay, maar dink julle ken hom? Gaan julle saam sing? Okay, goed. Is jy reg, Krokkie? Jy gaan nooit. Jy moet mooi sing nou groter. Johannes 3 vers 16. En dis hoekom Jesus gebore is. Dis hoekom ons Kersfees vier. Want hy het gekom omdat hy so lief is vir ons elkeen. Het jy geweet Jesus het jou baie lief? Liewer as enigiets anders in die wêreld. En hy het jou baie spesiaal gemaak en hy het 'n baie spesiale doel en 'n groot plan vir jou lewe. Het jy dit geweet? En julle ander ouer kinders, weet julle dit? Glo julle dit nog? Goed. Dankie. Krokkie, gaan ons nog een doen? Okay. Kersfees het ons altyd liggies en goedjies wat blink en kersies en sulke goed. So wat sê jy ons doen die liggie liedjie? Is dit reg? Okay. Ek wonder of hulle hom gaan ken.
Hierdie liedjie gaan oor dat jy jou lig nie moet laat skyn nie. Wanneer moet ons liggie skyn? Elke dag of kan ek party dae maar so bietjie nie my liggie skyn nie? Elke dag. Okay, ook Saterdag, want dan is ek nie by die skool nie. Elke dag. Goed, Krokkie, elke dag. En Sondag? Soos vandag? Ons moet ons liggies. Hoe skyn ons liggies, Krokkie? Aha, Krokkie sê, hy skyn nog heeltyd sy liggie, kan julle nie sien nie. Kyk hoe mooi smile julle. Jy het 'n baie mooi glimlag, Krokkie. So net om 'n glimlag te gee, om vriendelik te wees, om 'n drukkie te gee, om iemand te help, om vir iemand te vertel van Jesus, sodat ons liggie skyn. So gaan julle saam met ons skyn? Is julle reg vir die een? Is jy reg, Krokkie? Hierdie klein liggie van my, ek sal dit laat skyn. Hierdie klein liggie van my, ek sal dit laat skyn. Hierdie klein liggie van my,
Okay, goed. Kroekie sê, boy, baie nie vir Kroekie. Kroekie is jou 'n drukkie. Osai, jy's baie braaf hoor. Goed. Hy druk sommer 'n krokodil hier in die kerk. Baie Kroekie, sê vir baie. Baie Kroekie. Baie. Dit was nou sommer 'n lekker groot verrassing dat hy dit nou gemaak het. Ek weet nie wie se boodskap het hy gekry nie, of myne of Dominee se nou, maar ek is bly hy was hier. Net eers my asem terugkry. Nou die kinderliedjies, goed. Sê die Bybel nie ons moet soos kinders wees, as ons die Here dien nie. Sommer net wees in sy teenwoordigheid, sonder 'n klomp vrae en 'n klomp dinge, sommer net lief wees vir die Here, want hy is sommer net lief vir ons. En ek is so dankbaar dat hy gekom het om fees en mens te word, om onder ons te kom bly, dat ons weet ons dien 'n God wat werklik weet hoe dit is om in ons skoene te staan, so dat homself verwaardig om mens te word. So lief was hy vir ons. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê, Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. En sy sal 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word wat die Here deur 'n profeet gespreek het. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Immanuel noem. Dit is as dit vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie. En hy het hom Jesus genoem. Ek gaan vra dat julle staan, en dan sing ons hierdie pragtige lied saam.
En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurige ondersoek na die kindjie. En as jy hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek. En kyk die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hul met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hul land teruggegaan. Ek gaan vra dat julle ook sal staan vir die volgende lied. Maar mens kan nie sit en hierdie liedjies sing nie. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar.
En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom in toegedraai in doeke en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in 'n oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Ek wonder of julle wil sit vir hierdie ete. Gaan ons so 'n bietjie sit. As julle wil, is julle welkom om op te staan. Goed. Dis so lekker, dankie julle. En met eens staan daar 'n engel van die Here by hulle. En die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn. En 'n groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle: "Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees. Dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê." En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê: "Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde en die mense 'n welbehae." Ek gaan julle vir oulaas opjaag, is dit reg? Sing saam met my, kom ons staan. Freedom.
terugdink aan die Kersverhaal en hoe dit daai tyd moes gewees het en hoe hulle die nuus moes ontvang het en hoe Maria moes gevoel het toe sy die nuus ontvang het dat sy hierdie Jesuskind in die lewe gaan bring. En of sy werklik besef het op daai stadium wie hierdie kindjie is en sy ook kon dink dat 2000 jaar later gaan hierdie kind se geboorte nog steeds so treffend wees soos daardie aand. Ek wil graag hierdie lied met julle deel. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy will calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trot? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will leap, and the dumb will speak, the praises of the Lamb. Oh, Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? And that sleeping child you're holding is the great I Is hierdie kind dit vir jou ook? Die groot ek is in jou lewe. Ons het baie dingetjies in die Bybel wat praat van wie God is en wat hy vir ons wil wees en hy is meer as genoeg. Hy is ons regverdigmaker. Hy is die wat voorloop. Hy is die wat ons op pad maak. Is hy werklik dit vir jou? Sodat ons dit ook in 'n lewe kan gaan uitleef daar buite wat soekend is vir die waarheid. Ons ken die waarheid. Laat ons nie stil wees daaroor nie. Laat ons onthou dat Jesus is the reason for a season. En daarom wil ek julle uitdaag om 'n verskil te gaan maak. Ek wil graag hierdie lied ook met julle deel. Ek het hom geskryf en die Here het my so 'n bietjie oor die vingers kom tik, omdat ons nie genoeg doen vir die koninkryk nie. Omdat ons nie genoeg gehoorsaam is aan dit wat hy vir ons vra nie. Omdat ons so vol verskonings is. Ons sal later, ons sal ander dag, as die kinders uit die huis uit is, of wat ook al,
Op die damesfees deel ek dit altyd met die dames. Dus ek het altyd vir die Here gesê, as ek net bietjie kan gewig verloor, dat ek beter lyk en voel oor myself, dan sal ek dan meer doen. Maar die Here luister nie na enige verskoning nie. Goed, hy sê nou. En as ons net opdaag en doen dit wat die Here van ons vra, dan gee hy vir ons dit wat ons nodig het. Sê die Bybel nie dat hy sal vir ons die woorde gee om te spreek, soos wat ons dit nodig kry. Ons hoef nie voor die tyd daaroor te bekommer nie. Die Heilige Gees sal die woorde in ons mond lê. So as die Here jou roep vir iets, gaan doen dit. Nou is die tyd om 'n verskil te gaan maak in 'n vreeslike deurmekaar wêreld daar buite. So ek wil julle uitdaag. En wag ek gou. Ja, kom ek sing eers hierdie voor ek hierdie met julle deel. Maak 'n verskil. Maak 'n verskil in die Here. Maak 'n verskil hier en nou. Draai jou rug op die verlede. Dis verby, dis agter jou. Strek jou dan uit na wat voor is. Die toekoms word self deur God bepaal. Maak 'n verskil in jou hede. Maak 'n verskil hier en nou. Jy's die sout van die aarde. Jy's die lig in hierdie tyd. Maar steeds verloor die mensdom teen hierdie eindelose stryd. Al jou goed bedoelde werke, sonder liefde is dit leeg. Maar liefde sonder werke kom uiteindelik oor tot niks. Maak 'n verskil in die Here. Maak 'n verskil hier en nou. Draai jou rug op die verlede. Dis verby, dis agter jou. Strek jou dan uit na wat voor is. Die toekoms word self deur God bepaal. Maak 'n verskil in jou Here. Maak 'n verskil hier en nou. Die reëls is nog eenvoudig. Wat jy saai, die sal jy maai. Maar dikwels vra die lewe dat jy jou ander pad ook draai. En dan môre lyk weer anders. Dan is wat onder was weer bo. En al wat jy moet doen is om net vas te hou en glo. Maak 'n verskil in die Here. Maak 'n verskil hier en nou. Draai jou rug op die verlede. Dis verby, dis agter jou. Strek jou dan uit na wat voor is. Die toekoms word self deur God bepaal. Maak 'n verskil in jou Here. Maak 'n verskil hier en nou. Maak 'n verskil in die Here. Maak 'n verskil hier en nou. Draai jou rug op die verlede. Dis verby, dis agter jou. Strek jou dan uit na wat voor is. Die toekoms word self deur God bepaal. Maak 'n verskil in jou Here. Maak 'n verskil hier en nou. Maak 'n verskil in jou Here. Maak 'n verskil hier en nou. So dis my uitdaging vir julle. Ek het nie my uitdaging nie. Dit kom uit die woord van die Here uit. Filippense 3 vers 14. Het ek aangehaal in hierdie lied wat sê Paulus. Hy skryf ons 'n lang sin aan mekaar. Okay, goed. So hier is ek van daai. Maar een ding. Ek vergeet die dinge wat agter is en ek strek my uit na dit wat voor is. En ek jaag na die doel om die prys te verkry
van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Ons moet dit najaag, hierdie hoë roeping wat God op ons lewens geplaas het. Nie net najaag nie, maar sodat ons die prys kan verkry. So jy moet die beste wees in dit wat jy kan doen. Jaag dit na met alles in jou. En ons hoë roeping in God, met die kinderbediening verduidelik ek dit altyd so aan die kleintjies. As ek, jy is gemaak, jy is gebore om 'n glimlag op God se gesig te sit. As jy leef dat jy 'n glimlag op sy gesig sit, is jy besig om jou hoë roeping te vervul. En dit sluit ons sommer alles in. Jou gehoorsaamheid, alles wat jy doen, als dit wat die Here van jou vra, sit 'n glimlag op sy gesig, dan is jy besig om hierdie hoë roeping na te jaag. Kom ons kyk net ek hier. Okay. Ek wil voor ek hierdie lied sing, 'n versie, ek dink hulle het dit in die blaadjie vir julle gesit. Jesaja 9 vers 5. Dis lang voor Jesus se geboorte. Is hierdie profesie geskryf in Jesaja en hierdie versie sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. Gebed van my hart is dat hy al hierdie vir julle sal wees in julle persoonlike lewe. Dat julle hom werklik sal ken as wonderbaar. Dat ons hierdie verwondering oor God nooit sal verloor nie. Want daar is geen God soos die een wat ons dien nie. Mag ons altyd in verwondering leef oor hierdie wonderbare God. Mag hy jou raadsman wees. Hardloop eers na hom toe. As jy twyfel, of as jy raad nodig het, of as jy hartseer is, hardloop eers na hom toe. As jy slegte nuus gekry het, laat hy jou raadsman wees. Want hy is jou sterke God. Jy hoef nie sterk te wees in jouself nie. Dis okay om partykeer bietjie te breek en te huil en alles raak net te veel vir jou. Want jy is net mens. God het jou so geskape. Maar in hom kan ons sterk wees, want hy is ons sterke God. Laat hy vir jou sterk wees. Hy is ons ewige Vader. Nie net 'n pappa wat jou sal weggooi as hy nou moeg is vir jou, of 'n pa wat jou afjak sal gee. Hy is 'n ewige Vader wat vir jou gee dit wat jy nodig het, wat jou verstaan beter as enige iemand anders. Hy is jou ewige Vader. En mag hy jou vredevors wees. Gaan vind jou rus en jou vrede by Jesus se voete. Hy is ons vredevors. Ek wil graag hierdie lied met julle deel, hierdie kind. Hy gryp my elke keer so aan as ek dit sing. Omdat ons besef dat die wêreld net al hoe meer deurmekaar raak. En is asof die mense vergeet van God se grootheid en goedheid en sy plan met die skepping en met alles. En alles raak net so 'n warbel deurmekaarheid. En elke keer as ek hierdie lied sing, dan besef ek net weer dat selfs deur die chaos bly God steeds in beheer.
teen volke, die een broer teen 'n ander, taal teen taal en ras teen ras, dit het nog nooit verander. En soveel mense wêreldwyd leef steeds in hongersnood, en dwelms en vigs en aborsie maak miljoene mense dood. En die dwaasheid van die mensheid word die wysheid van die eer, en strome vuil besoedelik vernietig die natuur. Maar te midde van al hierdie chaos wat ons glad nie meer kan keer, weet my hart verseker, hierdie kind kom weer. En o, ek weet dit gewis, dat hierdie kind die reden is. En o, ek glo dit gewis, dat hierdie kind ons hoop en ons rede is. Maar wie sou dink dat hierdie kind weer eendag terug sal keer, om as 'n regter te kom oordeel en as koning te regeer. Hy is die regter, die enigste hoop vir hierdie wêreld. Prys die Here. Ekskuus vir daai paar aan die deel. En nou ons sit, kom ons bid gou saam, kom ons maak ons oë toe. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat ons vandag so saam kan wees. Here, net voel amper vir my of ons op heilige gronde is, want dit is net so lekker om U te kan aanbid en U te kan loof en dankie te sê. Dankie Jesus, dat U aarde toe gekom het, om mens word en vlees en bloed soos ons, omdat U so lief is vir elkeen van ons. Dankie dat U dit kom doen het, omdat U 'n plan en 'n rede en 'n toekomsverwagting het vir elkeen van ons lewens. Here, ek wil bid dat U dit werklik weer in ons sal wakker maak vandag. Dat ons weet dat ons nie op ons eie is nie, maar dat U by ons is. Dankie vir die woord wat sê dat U gekom het, Here, en dat U wonderbaar is. U is wonderbaar. Dankie dat U ons raadsman is. Dankie dat U sterke God is. Ewige Vader. En dankie Vredevors, dat ons by U kan rus vind. Ons wil U loof daarvoor, Here. Ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak terwyl ek in gebed is, Here, om ook vir elke sieke in te tree. Vir al die mense van hierdie gemeente. Here, wil ek bid dat U in hierdie seisoen by hulle sal stil staan en dat hulle sal styf vasdruk. Here, dat hulle sal weet dat U hulle sterke God is. Here, dat hulle so styf sal vasdruk dat hulle U hartklop vir hulle sal hoor en sal weet dat U liefde geen einde het nie. Here, ek wil bid vir behoeftiges. Here, ek wil bid dat U sal kom voorsien, dat U paaie sal maak deur wildernis en dat U rivierstrome en woestyne sal laat uitsprei. Here, maar bo dit alles bid ek dat harte by U sal uitkom. Die belangrikste van alles, dat hulle U sal ken vir wie U is, dat hulle sal kom skuiling vind by U deur al die omstandighede
Here, dankie dat ons weet dat ons omstandighede niks aan U verander nie. Dat U steeds sterke God is. Ewige Vader, vredevors, raadsman. U is so wonderbaar. Here, dankie vir die geleentheid wat ek gehad het om saam met hierdie pragtige mense net ons stemme te kan verhef en U naam groot te maak. Dankie, Here. Ek wil bid dat U elkeen sal styf vashou. Vader, veral in hierdie lawwe seisoen wat voor lê in die wêreld, bid ek vir U beskerming, dat hulle sal styf vashou vir hulle geliefdes, hulle besittings. Here, dat U hulle sal veilig hou. Here, maar bo dit alles, dat U Uself aan hulle sal openbaar as die liefdevolle Vader wie U is. Dankie, Jesus, dat U liefde geen einde het nie. Amen, amen. Ek het baie lekker by julle gekuier, en ek dink Krokkie ook. Hy lees seker nou en snork vir 'n verhaal en hy het so lekker gesing. Baie dankie. En moenie dat die vyand julle wiele pak maak nie, om te gaan doen dit wat die Here jou voorgeroep het nie. Ek wil net so vinnige getuienis met julle dalk net deel. Ek het so 'n paar maande terug het ek my stem heeltemal verloor, heeltemal. En by spesialiste, en die een wil opereer en die ander het my net op 'n klomp medikasie gesit. Ek het net gesê ek gaan nie sny nie. Ek vertrou die Here vir genesing. En so die praatstem daarom teruggekom. Kan julle vrouens imagine as jy eers kan praat nie? Dit was 'n verskriklike frustrerende tyd om deur te gaan. Maar ek glo die Here sit mens partykeer deur 'n seisoen. Ek glo wel die Here maak nie siek nie. Maar die woord van die Here sê hy laat alles ten goeie meewerk. So terwyl ek nou siek is, glo ek het hy dit sommer gebruik as 'n stil seisoen vir my, net bietjie rustig te raak en bietjie te deel met my eie frustrasies. As jy nie kan praat nie, dan kom jy skielik agter van 'n klomp goed wat jou skielik irriteer, wat jy nooit geweet het jou irriteer het. Want jy kan nie kommunikeer nie. En hoe anders sou ek daarvan geweet het as ek nie my stem verloor het nie. So die Here gebruik sulke goed wat so krap om partykeer net die lelike goed vir jou te wys sodat jy dit uit jou lewe kan uitkry. Okay, so moenie altyd beklei as alles verkeerd loop nie. Die Here het 'n plan. Die Here het nog steeds 'n plan. Okay, weet dit. So ek is so dankbaar dat die stem weer teruggekom het en dat ek daarom nou weer kan sing. So ek vra groot ekskuus vir daai hoesie nou. Maar ek prys die Here dat hy my so ver gedra het. Ek dink hierdie is die eerste vol Kersdiens wat ek nou weer doen vandat ek my stem teruggekry het. So ek wil vir die Here sê dankie. Hy is werklik 'n wonderwerker. En as die Here jou geroep het vir iets, sal hy jou nie laat los nie. Hy sal jou nie laat gaan nie. Ag, al maak jy foutjies en iets kom partykeer bietjie krom en skeef uit. Sy woord kom nooit krom en skeef uit nie. So hou vas net aan dit. Verkondig die woord suiwer en die Bybel sê tydig en ontydig. Okay, goed. So gaan julle dit doen, welkom. Gaan julle verskil maak daar waar julle is. Veral in hierdie Kersseisoen, maar hou aan, tydig en ontydig, om 'n verskil te maak vir Jesus. Goed. Ons kan natuurlik nie groet voordat ons nie. Wat ek wil kom. Hallo? Hy wil nie. Hoe? Was die klikker? Ek het te lank. Daar is hy. Goed. Ons kan natuurlik uit mekaar uitgaan voor ons die stille nag gesing het. So ek gaan vra dat julle saam met my staan en dan sluit ons af met stille nag. Dominee, het jy nog 'n woordjie voor ons gaan? Goed, dan gaan ek die mikrofoon vir Dominee oorgee. En dan baie dankie. Ek het regtig lekker gesing saam met julle. Dit is 'n voorreg. Dit is 'n lanklaas en welkom. Die eerste keer in die gemeente. So dit is lekker en ek verstaan almal gaan nie nou net in die karre spring nie. Ek asseblief ons gaan bietjie kuier. Kom gesels, gee 'n drukkie. Ons is mos lekker kuier mense. Ja, GG Kerk hou van kuier. Ja, dit is hoe dit moet wees in die huis van die Here. Altyd oorvloedig en altyd gasvry. En dankie dat julle so 'n gemeente is vir die mense. Ons waardeer julle. Kom ons staan.
Rihanna, van ons kant af baie dankie. Ek glo elke ene wat hier was, het saam met ons geniet en dat ons deel kon hê daaraan. Dit is altyd lekker, dit maak het dat die gemeente ook betrokke is. Maar baie dankie ook vir jou. Bid maar vir haar stem. En ja, hulle 2 pragtige kindertjies wat hulle stadium aangeneem het, bid vir hulle. Here ook vir hulle daarin groot wysheid en insig sal gee om ook hierdie kinders in die vrese van die Here groot te maak. Baie dankie ook vir jou, Pieter. Hy moet sorg dat sy hier kom, en hy moet sorg dat sy weer terugkom. Baie dankie, ons waardeer al jou moeites ook. Vir u as besoekers wil ons net vir u baie dankie sê dat u ook hier was. Elkeen van die gemeentelede. Dit was voorware voorreg om saam met u elkeen hierdie geleentheid ook deur te gaan. Daar is in u besoekerspakkies is daar so geel of 'n pink vormpie. As u graag 'n besoek wil hê van ons kant af, is u baie welkom om ook daai vormpie in te vul. En dan in die saal sal daar van Rihanna se CD's en DVD's of CD's beskikbaar wees, ek weet nie DVD's nie, maar in elk geval, daar is in die saal, of jy kan maar net met daar 'n reëling tref ook dan oor die vertaling en dinge, en dan nooi ek jy elke een, nou nie weghardloop nie, asseblief, ek gaan nie alles kan opeet nie, daar is ook voorsiening gemaak vir elkeen van u, kom geniet dit saam met ons daar in die saal, en dat ons ook saam die verversings kan daar geniet, maar ook mekaar beter kan leer ken, dis toch waaroor dit gaan op die einde van die dag. Baie dankie dat u hier was, weer eens, baie dankie ook Rihanna, ons waardeer ook vir jou. Ek gaan die seën uitspreek, en dan nooi ek jy elke ene hier agter in die saal, soos ons daar by die deur uitgaan, kan jy hierdie kant toe ombeweeg, en dan die eerste groot deur wat jy kry, kan jy daar ingaan, of jy kan sommer hier sorteer, wals as jy graag wil, om daar in die saal te kom, maar kom geniet asseblief saam met ons. Vang die seën van die Here, die kollekte gaan ons by die deur opneem. So die kollektes gaan ons by die deur opneem. Goed, baie dankie. Vang die seën van die Here, gaan sy wonderlike vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die tere opsoekende gemeenskap van sy